Goeiemiddag, vir die tweede keer op hierdie 4de dag van Oktober 2024 sê ek vir u goeiedag. Ek is nou redelik gemotiveerd om 'n bietjie verder te gaan met hierdie hele idee van die evangelie volgens die getal 2, of die evangelie van 2. En toe ek nou bietjie in Galasiërs 4 weer kyk, toe sien ek maar ek kan nou sommer 2 vrouens, 2 berge, 2 broers en 2 stede met 1 hou bykom. So wat kan ons leer omtrent die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, na aanleiding van die getal 2? Kom ons gaan na Galasiërs 4 toe en dan gaan ek nou maar so deurlees en kommentaar lewer. Nou ek wil begin in Galasiërs 4:19. Want Paulus was basies radeloos. Paulus was eintlik baie ontsteld. Paulus se geveg, sy oorlogvoering was nie sondaars nie. Was nie die sondaars daar buite die kerk en buite die geloofsgemeenskap nie. Dit was, sal ons maar sê, Christene wat iets by Jesus se volbragte werk wou voeg. Christene, en waarskynlik meeste van hulle uit die Joodse geloof, wat net nie volkome kon klaarmaak met die wet nie, met die feesdae nie, met die Sabbat nie, en hulle wou telkens vir die nuwe Christene, selfs die heidense Christene, of die Christene wat uit die heidendom gekom het, soos in Galasiërs, weer terugdwing onder een of ander vorm van die wet. In die vorm van die Sabbat, veral feesdae wat hulle nog steeds moet onderhou, soms selfs die besnydenis, wat nie vandag meer so groot probleem is, maar vandag sien ons ook weer, so 'n soort van herlewing van leringe rondom die feesdae, rondom die Sabbat en jy weet of Saterdag of Sondag nou die Sabbat is en die verskriklike feit dat heidense keiser of heidense wat was hy, emperor, die Sondag 'n heilige dag gemaak het. En al hierdie dinge. 'n totale wanpersepsie van die werklike evangelie wat Paulus gebring het. En dit was Paulus se groot probleem, sy groot geveg. So hy kom na die Galasiërs en hy sê onder andere vir hulle, "Ai Galasiërs, wie het julle betower? Wie het julle 'n rad voor die oë gedraai, sodat julle wat begin het in die gees, in die geloof, en dit was nie hulle geloof as sodanig, dit was die geloof, die boodskap van geloof in teenstelling met die boodskap van werke en wet. Die boodskap eintlik van Jesus se geloof wat vir ons redding gebring het en waarop ons geloof bloot kan sê, yes, amen, halleluja. Ek glo dit en ek aanvaar dit. Laat ek nou net gou verder soek hier na Galasiërs 4 wat ek nou verloor het. Kom ons haal daai uit. So, in vers 19 is dit amper soos 'n klimaks wat bereik word, waar Paulus sê, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry. So dit was duidelik dat Christus het nog nie gestalte gekry in hierdie jong gelowiges wat uit die heidendom gekom het. Daarom was dit waarskynlik redelik maklik vir die Judaiseerders, die wetsonderhouers, of hulle wat gesê het Jesus plus wette, feesdae ensovoorts, om hierdie mensies te mislei en 'n rad voor die oë te draai en te betower amper soos wat Paulus dit uitgedruk het. Want die wet lyk vir my het begin gestalte kry in hulle in steede van Christus, en dis waarom Paulus sê, ek was voorheen in barensnood om, jy weet, julle na Jesus toe te lei en julle die goeie nuus mee te deel. Nou is ek weer in barensnood totdat Christus in julle gestalte verkry volkome, sodat julle nie meer soos
golwe sal wees wat heen en weer geslinger word deur elke wind van lering. Dan gaan hy aan in vers 20 van Galasiërs 4. En ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees en my stem te verander. Want ek is buite raad met julle. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie eers na die wet nie. Want daar is geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het. Een uit die slavin en een uit die vrye. Dis Isak, die seun van die belofte. En Ismael, in 'n sin die seun van die vlees. Die poging van Abraham om God 'n bietjie te help. Om die beloftes van God vinniger in vervulling te bring. En toe Ismael uiteindelik gebore is, te sê God vir hom, ek is nie te gelukkig nie. Ek sal Ismael seën. Ek sal Hagar seën, maar jy moet haar uitwerp, vir haar en Ismael. Werp hulle uit in die woestyn, daar sal ek vir hulle sorg, maar jy, jou seun, die seun van die belofte is Isak, uit hom uit sal die Messias eventueel voorkom. Dit is sinnebeelde, sê Paulus, want die vroue staan vir 2 verbonde, so ons het 2 seuns, ons het 2 verbonde, ons het 2 vroue. Een van die berg Sinai, nou kom ons by die berge, een van die berg Sinai afkomstig wat vir die slawerny kinders baar. Dit is Hagar. So sy is 'n sinnebeeld van alles wat vlees georiënteerd is en uit die vlees gebore is. Sy baar kinders vir slawerny. Maar nou verwys hy ook na Sinai en ons weet wat op Sinai gebeur het. Dis waar God die wet vir Israel gegee het. Maar hy bring Hagar as 'n sinnebeeld ook in verband met Sinai, wat ook nou 'n sinnebeeld is van die werke van die wet. Want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny. Ons het so baie Christene wat tog net in Jerusalem wil kom, of in Galilea of in Israel. Nou, dis goed en wel. Dis goeie toerisme attraksies, glo ek, en ek glo daar is ook 'n stukkie sentiment rondom dit wat ons verlosser het daar gewandel. Maar die teenswoordige Jerusalem op die tyd toe Paulus geskryf het, het eintlik onder oordeel gestaan en ons het dit sien voltrek word in 70 na Christus toe Jerusalem omring was deur die Romeinse leers en die tempel uiteindelik platgevee is en Jerusalem basies verwoes is en die Joodse volk versprei is en hulle selfs hulle geslagsregisters en geslagslyste verloor en dit was 'n manier om te wys dat hierdie ou verbond, hierdie ou poging om met God 'n verhouding te hê is totaal misluk. Want toe Jesus 40 jaar voor 70 na Christus gesterf het en uitgeroep het, dit is volbring, was die wet volbring, was die feesdae volbring, was die sabbate volbring, en ons ware sabbatsrus is nou 'n persoon, het opgestaan uit die dood, op die 3de dag, die voorhang sal het geskeur. Daarmee het God gesê, almal is welkom by my, maar God het ook daarmee gesê, ek verlaat nou die allerheiligste, en ek is nou beskikbaar, en bereikbaar vir elke mens, want God was in Christus toe hy die wêreld met homself versoen het. God is versoen met die wêreld. So baie predikers sal dit nog ontken, want hulle wil mense nog steeds onder enige ander vorm van 'n wet hou, al is dit ook 'n kerkwet. Ek gaan nie nou daarop ingaan nie. Die teenswoordige Jerusalem is met haar kinders saam in slawerny, maar Jerusalem daarbo is vry, en dit is die moeder van ons almal. So het ons die 2 stede, die hemelse Jerusalem, die aardse Jerusalem. En in Openbaring sien ons hierdie wonderlike beeld van die hemelse Jerusalem wat uit die hemel neerdaal, en wat ook beskryf word as die bruid van die lam. Dit is die moeder van die vrye, dit is ons stad, dit is die stad waarin ons woon. Ek het nie 'n begeerte om die hemelse Jerusalem herstel te sien, of weer 'n tempel gebou te sien, op die berg waar die moskee nou staan nie. Ek dink, dit was so bedoel, want God wou sê, ek is klaar. Ek is klaar met die ou verbond, ek is klaar met die vlees, ek is klaar met 'n stelsel wat my probeer bevredig deur vleeslike, godsdienstige rituele, wat nou dood is, want die ware Israeliet,
die ware Jood, Jesus Christus, het gesterf aan die kruis. Hy is sonde gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom, en sodat die voorhang sal kan skeur, en sodat die allerheiligste nou die ganse aarde is, en insluit. En dis wat Openbaring ook vir ons wys, dat hierdie hemelse Jerusalem is in die vorm van 'n cubit, cubic. Dit is 'n vierkantige, ja, ek gaan nou nie daarop inneem, want ek moet nou eers my feite mooi agter mekaar kry, maar die punt wat ek wil maak is dat God se allerheiligste is nou by die mense. Ek sal onder julle woon en ek sal onder julle wandel. Dis 'n nuwe bedeling, dis 'n nuwe verbond, daar's 'n nuwe tempel. Ons wag nie vir 'n tempel op die berg nie. Ons wag nie vir red rooi heifers, wat is hulle kalvers om geslag te word en geoffer te word nie. Die volmaakte eens vir altyd offer is reeds geslag. Hierdie heilige tempel is reeds aan die vorm, is reeds aan die verrys vir 2000 jaar. Jesus Christus, die lewende hoeksteen. Ek en jy, elkeen 'n lewende, vibrerende steen in hierdie tempel. En hierdie tempel word groter en groter en groter. Jy sien die klippie het van die berg losgekom. Daniël het dit alreeds gesien. En het die wêreldryke verteenwoordigend op daai staan van die Romeinse ryk aan die voete getref. En daardie beeld wat die groot ryke van die wêreld verteenwoordig het, is platgeslaan en het kaf geword en is versprei deur die wind. En van daardie tyd af word daardie klippie groter en groter en groter. Daarom wag ek ook nie vir 'n wegraper nie. Ek wag nie vir een of ander ontsnapping van hierdie aarde af nie. Hierdie aarde behoort aan die Here, Psalm 24:1, en die volheid daarvan, en elke mens wat hierop woon. Ons sit saam met Jesus in hemelse plekke en ons regeer in hierdie lewe deur sy gawe van geregtigheid. Om die troon van God is daar 24 trone van die ouderlinge. Ons moet begin besef wat ons gesag is. Ons moet vernuwe word in ons denke en weet dat ons nou konings en priesters van God is. Sy koninkryk het nie einde nie, sal nooit 'n einde hê nie. Sy ware kerk, die eklesia, het nie 'n einde nie. Sy tempel is besig om hierdie ganse kosmos, hierdie ganse planeet te vul. En wat die globaliste en die owerhede en magte en kragte ook al beplan en doen om die mensdom in slawerny te kry, dit gaan nie slaag nie, maar ons as gelowiges moet begin opstaan en ons moet die woord van God begin spreek. Ons moet die waarheid begin lewe en ophou om te kyk na Jesus wat ons moet kom verlos. Die parousia is iets wat 2000 jaar gelede begin het. Christus in ons, die hoop op heerlikheid. Parousia beteken nie sy tweede koms nie. Parousia beteken nie eers eintlik koms nie, dit beteken teenwoordigheid. Sy onmiddellike teenwoordigheid. Dis soos die son wat opkom in die ooste en op sy tog al helderder word tot die volle dag toe. Christus in ons. Ons wag vir die manifestasie van die seuns van God. Ons wag vir wat met Jesus gebeur het op die berg van verheerliking. Toe skielik voor die aangesig van sy disippels, selfs sy klere, sy voorkoms begin skitter en skyn het. Christus in ons is daar die hoop. En die ganse skepping wag met reikhalsende verlange. Ons sien reeds 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ons is reeds nuwe skeppinge. Die oorwinning is reeds ons sin. Dit is volbring. Kom ons begin leef dit wat Jesus verwag het ons moet leef. Hy wag totdat sy vyande die allerlaaste een gemaak as 'n voetbank van sy voete, ook fisiese dood, glo ek. Maar die dood is reeds oorwin. Die dood wat Adam en Eva ingelei het, is reeds oorwin, soos ek in die vorige video gesê het. Maar ook die konsekwensie, die fisiese aftakeling van die menslike liggaam. Paulus het ook gewag vir die volkome verlossing van sy liggaam. Dis waarvoor ons wag, dis waarvoor ons glo. Ons wag nie passief daarvoor nie. Ons wag aktief daarvoor. Wat naby ons is die woord, in ons hart en in ons mond. En dis die woord van geloof wat ons spreek.
Maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die gees was, vervolg het, so is dit nou ook. Maar wat sê die skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Daarom broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Halleluja. Of het nou Sinai en Sion is, en of het nou die aardse Jerusalem of die hemelse Jerusalem is, of het nou Hagar is of Sarah, of het Isak is en Ismael. Ons sien hierdie stryd tussen vlees en gees, tussen die werke van die wet en geloof en genade aan die ander kant. En die oorwinning is verseker. Genade is 'n baie groter krag as werke van die wet en godsdienstige onderhouding en reëls en regulasies. Genade is die werking van Jesus Christus in ons. Dis die krag en die instaatstelling van die Christus lewe. Want Paulus sê in Romeine 8 vers 2, daar is dan nou geen veroordeling, vers 1, vir die wat nie na die vlees wandel nie. En hy bedoel die wet. Hy praat nie van seks, drugs en rock and roll nie. Hy praat van, in meeste gevalle in die Bybel waar ons lees oor die vlees, gaan dit oor mense wat probeer om God te behaag in die vlees, of deur 'n soort van 'n wet, of deur 'n sabbatsonderhouding, of deur feeste. Hierdie goed was skadubeelde. Kom ons stop om die skadubeelde te omhels en lief te hê. En kom ons omhels die liggaam wat die skadubeelde veroorsaak, wat die skaduwee veroorsaak, waarvan die tipe spreek, Jesus Christus ons Here en Verlosser, koning van alle konings en Heer van alle Here. Daar is dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus, die wat nie na die vlees wandel, maar na die gees. Want die wet van die gees van lewe in Christus Jesus, ek verkort dit sommer om te sê, want die wet van die Christus lewe, dis wat hierdie kanaal van my ook bekend is as die Christ Life Koinonia, 'n gemeenskap gebaseer op die Christus wat in ons woon. Die wet van die Christus lewe het ons vrygemaak van die wet van sonde en dood. Dit sluit die 10 gebooie in alles in. Hoe wonderlik en geestelik hulle ook al is. Paulus het reeds in Romeine 7 ons gesê, dis mooi en is pragtig en ons verbly ons daarin, maar die vlees is te swak. Die wet kan ons nie help nie, maar ek dank my God deur Jesus Christus, wat ons verlos het van hierdie liggaam, sodat ons nou hierdie krag van die gees kan lewe, van oorwinning tot van die een heerlikheid wat die wet gebring het. Onthou, toe Moses van die berg afkom, was sy gesig ook helder en glansend en so aan, maar dit was 'n uitwendige glans. So hy het 'n sluier begin op, want hy het seker gesien of geweet, hierdie glans is besig om verby te gaan. Maar daar is ook 'n sinnebeeld in. 2 Korintiërs 3:18. Daar. Nou sê Paulus, Moses moes 'n sluier opsit. So ons word verander van daardie heerlikheid, 'n verbygaande tydelike heerlikheid, na die groter heerlikheid van die Christuslewe. Die heerlikheid wat van binne uitkom. Halleluja! Ons wag vir daai tyd wat ons uiterlike self sal begin weerspieël. Maar ons kan dit reeds doen, ons sien dit reeds in mense se oë, ons sien dit in die liefde van mense. Ek hoor dit soms in die grootste ou sondaars, wat sommige sal beskryf as 'n ou sondaar. Dan hoor ek dan kan ek hoor en sien hoe die lewe van Christus, wat hy nog nie ken nie, reeds deur hom werk, en ander bereik, en lief hê, en voorsorg. Maar dit meer daaroor op 'n ander geleentheid. Kom ons kyk of ek onder 20 minute kan klaarmaak. Ek neem my altyd voor, ek gaan net op 10:15, want ek weet hoe lui mense deesdae is, en hoe besig ons is, maar hierdie woord is so wonderlik. Die evangelie volgens die getal 2. 2 vroue, 1 slavin, ander die vrye. 2 stede. 1 baarkinders vir slawerny, die ander een is die hemelse Jerusalem. En hy sê daar bo nie, ons gaan nie hemel toe nie, hemelse Jerusalem het afgekom. En ons woon reeds daar, en sy poorte staan oop, buite is die nasies en hulle begin instroom, want ons het goeie nuus. Ons vertel hulle van God se liefde.
Ons vertel hulle van God se genade. Ek groet u in die wonderlike naam van Jesus.